beskryf nie. Want daar is baie meer verbonde daaraan en dit is hoe die boek sy begin gekry het. En letterlik rondom die bos gehardloop om name te kry vir die boek en die boek se naam toe gestiek en die boek se naam is Aftrede se gat. En die doel vir gat is, ek kom van die Kalahari af. Syde van Namibië, Oriental, jy weet waar dit is? Right, slofbakkies, daar is die muskiete groot genoeg om jou ID te lees voor die jou steek. Dis die ergste plek, daar is een robbe plek, daar was daar in die kosjes gewees, en daar groot geword, so ons het net Engels en selfverdediging gepraat. So dit is nogal rof, maar ek kan Engels doen as het moet. So the primary thing about retirement is that people lose their purpose. And a lot of times their identity as well. Wat gebeur? 'n Vriend vir my, baie suksesvolle sakeman, verkoop sy fabriek met baie nulle. Hy tree af en hy sukkel. En hy sê vir my so 3 jaar na die tyd, sy grootste uitdaging was gewees om van CEO tot huisknegt. Think about it. Die beskikbaar is dat niemand weer wat koffie en tee aandra nie. Niemand aan met jou foon nie, jy het jou eie fotostaat te maak. As jy wil iets gaan koop, dan nou stuur ma jou, nee, want dit was nou verby. Nou sit ma wat in charge is van hy stuurwiel. En nou ma wil die wêreld vol, nee. En ma gebruik jou pa se beursie. So dit was vir my enorm aanpassing. So hierdie goeders lyk my so, ek sal nou nie kykie, maar jy word gestamp hiervoor. Kyk mos nie van iemand vandag nie. So, die kort en die lang van die saak is, dit is 'n enorme aanpassing. So, COVID het in hierdie proses ook my 'n paar dinge geleer. COVID een ding was gewees, dat ons is nie so sterk as wat ons dink nie. En die ouderdom 60, ek is nog so knikkie oor die 60, het ook my geleer dat selfs die beste planne faal. En dit is waar my werk is. Dis waar my werk die afgelope paar jaar is en waar ek baie opgewonde is. So, aftrede se gat, screw retirement. Die Engelse het gesê dat die term die naam is van die boek nie ekkie. Ek het Engelse vriendinne, so as julle nie van die titel nie, ek sal julle 'n naam gee. Dan kan julle hulle bel. Net soos 'n dame my gebel het so 'n paar weke terug op 'n Sondagmiddag 12:37. Ek het trauma ervaar. 12:37 net voor ek wil gaan lê het om my middagslaapie te vat, want dit is Sondag drons. En bel sy, maar sy's kwaai. Ek skat haar die stem so uit die plas. Dis COVID. Dis wat COVID aan my gedoen het. Die tannie bel my, sy sê vir my, Johan, as jy dokter Johan moet sê, ek sê Jacques. Sy sê vir sy, en sy gee haar naam vir my, en sy kom van Randburg af. En sy wil net vir my sê, my boek het 'n patetiese naam. En ek dink vir myself, okay, maar ek voor ek ook kan antwoord, gaan die tannie aan, maar sy wikkel vir my. En sy moet dit net van haar hart afkry. Dat my boek 'n patetiese naam het. Ek sê nie wel, my tannie, die beste wat ek jou kan doen, 'n raad wat ek jou kan gee, moet hom nie koop nie. Dit is belangrik, want dan jy 'n boek met 'n patetiese naam op jou rak. En ek sit die foon neer en dink myself, ja, hoe gaan ek hierdie ding hanteer? En ek besluit net, daar gaan 'n Facebook advertensie maak daarvan. En ek sê, en ek vertel die storie op Facebook en ek sê vir ons, maar julle moet asseblief nie daai boek koop nie, nie by Exclusive Books nie. Want dan het jy 'n boek met 'n patetiese naam, en julle moet hom ook nie by my koop nie, want julle getekende kopie met 'n van 'n patetiese naam. En so, die ding moet nou sy pad begin stap. So, wat is die uitdaging? Ek ry altyd voor en dan raak verdwaling. Ons almal gaan, veral met aftrede, gaan deur moeilike fases. Maar ons vergeet so maklik, wat is die goed wat ons aan ander kan doen, wanneer ons in ons moeilike tyd is. Nou kom ek gebruik 'n voorbeeld. Een van my kliënte, en ek sê haar naam, want sy weet ek gebruik haar as 'n voorbeeld, 76 jaar oud, weduwee, finansieel goed versorg, erg depressief. En deel van die pad wat ek met haar gestap het, was om haar op die geuite manier van depressie te hanteer. So, wat is die minimum
things that you need to do when you're depressed. You need to eat right, you need to sleep adequately, and you need to exercise. Those 3 things. Ne? So pille ingesluit, ek praat nie pille nie. Pille kry nie die moed op 'n plek en dan 'n probeer om daar hou. Maar jy moet reg eet, jy moet reg slaap en jy moet oefen. Nou kry jy verbes. Nou boede ek al 'n bietjie, want ek is kwaai met jou, sê ek van bed. Jy moet elke middag moet jy gaan stap. Nou klaar sy eers. Ek sê ek gee nie om nie. En sy het molekulêre degenerasie, so sy nog 'n nas verloor. So dis nog verder stres. Ek sê ek gee nie om nie, jy kan stap en jy kan sien, so elke middag jy gaan stap. Ek sien elke tweede week. Nou gaan stap sy. Nou kry ek aan die tweede week later sê ek, "Oké, nou het jy gestap?" Ja, sy het gestap. Ek sê, "Wat het jy gesien?" Nee, sy het nie gekyk nie, sy het net gestap. Oké, sorry, ek het nog gaan hou jy aan stap, jy moet nie stop nie, hou net aan stap. Maar kyk op. So volgende week wanneer ek jou weer sien, wil ek jy moet jy vertel wat jy gesien het. So kom ek terug. Nou vertel sy, nee, sy het gesien die huisies en die blommetjies en die goed. Ek sê, "Wat se mense het jy gesien?" Sy sê, "Nee, daar was mense." Maar sy het nie geïnterak nie, sy is bietjie teruggetrokke oor die sig en alles wat daar is aangaan. Ek sê, "Alright, jy het al mense gesien, as ek weer kom, wil ek weet wie hulle is." Nou, jy weet nou, vir 'n introvert, wat skaam is oor haar sig, wat nog depressie ook het, om daai goed te doen is groot spronge, nee? So begin sy stap. Lang storie kort te maak. Nou vertel sy my van hierdie oomie en daai tannie en die Hollandse vrou, en dan was daar iemand gewees wat blind is, wat het eie klere was gestryk en jy kan dit sien, sê sy vir my. En sy sê vir my, nou sê 'n vriendin nog nou saam met haar. So het nou stap en wat gebeur nou? Nou klaar sy by my, want stap te stadig. Maar wat het gebeur? Sy was ook alleen. En was sy alleen was, met niks om te bied nie volgens haar, het sy gaan stap en in die proses mense ontmoet, en nou die doel geraak, hoekom iemand anders opstaan in die oggend, want hulle moet gaan stap. Dit is hoe min ons kan gee, om 'n verskil te maak in iemand anders se lewens. Ons reis so, 1 keer die jaar, soos 'n klompie vriende, wat gaan Bybels uitdeel in Limpopo, en ons gaan gee by skole af, en die betrokke skool wat ons by is die eerste keer wat mense kom by ons goed aflewer daar. Dis 'n lang storie. Maar wat my getref het, is ons gaan lewer Bybels af en ons probeer goed doen daar. En daar kom 'n man aan, 'n swart man, wat sê hy is 50 jaar oud en dis die eerste Bybel, eie Bybel wat hy het. 50 jaar oud.